Goeiemôre Handelinge, dit is so lekker om vanoggend by julle te wees, bietjie die online dienste deel. Vandag wil ek regtig bietjie gesels oor 'n nuwe hartklop. Ek weet jy het in 2026 ingegaan, elkeen van ons, en dit is so interessant hoe mense op verskillende maniere ingaan. Party van ons is by partytjies, party by vuurwerke, party braai saam met vriende, party van ons net rustig en stil saam met geliefdes. Dalk is jy alleen in gebed, maar elke persoon wat 2026 ingegaan het, het een kenmerkende eienskap wat dieselfde is, en dit is dat elke nuwejaars gaan oor een of ander nuwe bladsy, een of ander nuwe hoop, een of ander nuwe hartklop. En ek wil regtig vir jou vanoggend bietjie met jou gesels oor hierdie nuwe hartklop. Al hoe klein, al hoe groot jou voornemings, jou doelwitte is vir 2026. Kom ons praat bietjie oor hierdie nuwe hartklop. Ek wil graag vanoggend bietjie gesels oor 'n nuwe hartklop, en ek wil 'n persoonlike storie deel. So 'n paar weke terug het ek en my vrou uitgevind ons is swanger, of meer sy swanger, en met ons eerste sonaarscan was dit so onwerklik. Tot daai oomblik het dit vir my so onwerklik gevoel toe ons die nuus kry. En in ons eerste sonaarscan by die spreekkamer sit ek daar en ek hoor die eerste keer hierdie nuwe dingetjie se hartklop, en dit het so in my ingesink, die werklikheid. En op daai oomblik besef ek net hoe groot God is om iets uit niks uit te maak, om 'n hartklop te vorm. En die laaste paar weke praat die Heilige Gees so kragtig met my oor 'n hartklop, en regtig al wat ek dink is 'n nuwe hartklop, 'n nuwe hartklop. En ek wil vanoggend vir julle graag 'n gedeelte deel in Esegiel, en dan wil ek 'n bietjie gesels daaroor. En in Esegiel 36 vers 26 wil ek graag vir julle lees. Daar staan: "En ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee." Van 'n hart van klip na 'n hart van vlees. En as jy bietjie gaan lees in Esegiel, sal jy sien dit was 'n moeilike tyd vir die volk. Dit was die Babyloniese ballingskap. Jerusalem was verwoes. Dit was regtig 'n moeilike tyd vir die volk, en hulle geloof was eintlik maar hard. Dit was besig om 'n godsdienstige geloof te word, en hulle het vergeet van die lewendige God wat hulle aanbid. En daar het Jesus, God, vir hulle gesê, ek is daar om dit te verander. Dis ook die oomblik wat Jesus en God en die Heilige Gees eintlik die wet gevat het van klip na die hart toe. So awesome gedeelte, en ek wil vanoggend bietjie met jou praat oor jou nuwe hartklop in 2026. In hierdie gedeelte in Esegiel en dan die nuwe hartklop het ek regtig gaan lees oor 'n hartklop en interessante feite, en vandag wil ek regtig die paar interessante feite wat ek gelees het bietjie connect aan jou nuwe hartklop vir 2026 wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. En die eerste feit is van 'n hartklop is 'n hartklop klop 100,000 keer per dag. En dit is so kragtig om te dink dat hierdie klein hartklop 100,000 keer per dag kan klop. Maar dan wil ek vir jou sê, hy klop ongeag of jy moeg is, of jy slaap, of jy vergeet daarvan, hou jou hart aan klop. En dit is 'n amper 'n teken van ons, is hierdie nuwe hartklop wat die Here vir ons wil gee, moet jy aanvaar sonder om te veel te fokus daarop. Weet net dat die Here dit sal in jou lewe inbring. Weet net dat daai nuwe hartklop sal aanhou pomp, aanhou klop. Al raak jy moeg, al raak jy bietjie af van 2026 deur die jaar, al gaan dit bietjie moeilik deur die jaar, weet net daai hartklop gaan klop. En dan 'n tweede ding wat my so kragtig is van 'n hartklop, 'n hart kan buite sy liggaam klop as hy die regte voedingsstowwe en omgewing kry. En spiritueel wil ek 'n bietjie praat daaroor om te sê dat jou hart kan buite jou liggaam, buite jou normale omgewing klop. Ek weet nie waar 2026 jou gaan vat nie. Ek weet nie of jy dalk buite jou normale liggaam gaan moet wees nie, jou normale plekkie gaan moet wees nie, maar weet net dat die Here kan jou nog steeds laat klop. Hy kan nog steeds hierdie nuwe hart in jou laat klop, al is jy buite jou gewone plek. Of jy nou moet trek, of jy dalk by iewers gaan moet bly, of jy dalk net gaan iewers skuif in jou lewe gaan moet maak, dalk sal mense in jou lewe wat gaan moet skuif. Weet net, as jou normaliteit, jou liggaam nie presies dieselfde lyk aan die einde van hierdie jaar nie, jou hartklop is nog steeds daar. Ek weet baie van ons sit om 'n tafel laas jaar in 2025, dan lyk dit heeltemal anders as 'n tafel in 2020. Soveel meer mense, soveel anderste mense. Hoekom? Want die lewe verander, maar die hartklop bly.
En dan die derde ding wat so kragtig vir my is van 'n hartklop, is dit wek sy eie energie. Hartklop is nie net 'n oomblik nie. Dis net hierdie goosebump oomblik wat jy by kerk ervaar nie. Dis net hierdie oomblik wat jy ervaar op 'n Sondag nie. 'n Hartklop is ietsie wat energie genereer vir jou lewe. So as jy hierdie nuwe hartklop van die Here vat, weet net jy kry dit en jy kan energie genereer. Jy kan meer en meer kry uit dit uit. En weet net hierdie energie wek so baie op. As jy feite gaan lees, dan sê hulle 'n hartklop genereer genoeg energie oor sy leeftyd om 'n trok van tot by die maan te vat en terug. En dit klink asemrowend, maar dit is juis wat 'n hartklop is. Dit genereer energie. En hierdie energie is lewensenergie vir jou. En dan 'n vierde een is graag een wat ek mee wil afsluit, en dit gaan oor die ritme van jou hartklop. As jy gaan oplees oor die ritme van 'n gesonde hart, dan sal jy lees, die ritme van 'n gesonde hart lê nie in konstantheid nie, maar in variasie. Dit verander. As jy moeg raak of as jy gelukkig is, sal jy hartlik optel. As jy hartseer is, sal dit afgaan. Ritme verander en 'n hartklop verander ook. En dis eintlik die laaste punt om te maak van hierdie nuwe hartklop wat die Here vir jou gee, is om te weet dat die ritme van jou hart kan verander. Die ritme van jou hart kan verander in terme van hoe jy dink aan die lewe. Ek wil graag 'n persoonlike getuienis lewer. So 2023 met die nuwejaarsvoorneming kry ons elkeen by ons vakansieplek 'n stukkie papier om ons nuwejaarsvoorneming te skryf. En ek skryf op daai stukkie papier net 3 woorde: vrou, trou, kind. Sonder enige riglyne, sonder enige tyd, sonder enige aksieplanne, skryf ek net daai 3 woorde en ek sê, Here, dis in U hande, in U ritme volg ek. En binne daai 2 jaar staan ek getroud. Ek het die vrou gekry want ek het getrou en ek verwag 'n kind. En dis regtig net vir my 'n persoonlike testimonie wat ek graag wil deel met almal vanoggend om te sê, vertrou die ritme van die Here. Vertrou die ritme wat hy het vir jou nuwe hartklop. Ek weet nie waar 2026 jou gaan vat nie. Ek weet nie wat se paaie jy gaan loop nie, maar ek weet een ding. Ek weet die Here is in beheer van die ritme van jou hartklop. Vat hierdie woorde in 2026 in en weet die krag van 'n nuwe hartklop. Weet net dat die Here daar is om hierdie kliphart uit ons uit te haal, al wat ook al in jou hart geword het. Enige ietsie wat deur die jare bietjie klip geword het, is die Here hier om te sê, maar ek gee vir jou 'n nuwe hartklop, 'n nuwe hartklop van vlees in jou werk, 'n nuwe hartklop in jou verhoudings, 'n nuwe hartklop in elke klein dingetjie in jou lewe waar jy dit nodig het. Vat daai woorde en weet Jesus is saam met jou, die Heilige Gees is saam met jou en God is saam met jou in 2026 om vir jou 'n nuwe hartklop te gee.